Volgende vraag is die sosiale of die netwerke, die media-netwerke. Was dit van die begin af die plan agter alles gewees? Marie, jy kan amper reg gedeelte praat, want jy is letterlik Ja. ek het geweet, ek weet nie of jy geweet het nie. Ek het op 'n jonger ouderdom. Ek weet nie, ek het altyd 'n gevoel gehad ek gaan iewers met media as dit by ek het geweet ek gaan met media iewers betrokke raak of dit koerante gaan wees of dit beeld gaan wees. Ek was al die jare aan produksies in 'n filmbedryf, nie om die movies net te kyk nie. Van my familie en ouens is in hierdie goed, soos in ons genes. Ja. So ek het nie geweet dit gaan regtig so gebeur nie. Ek kon nou 'n paar toe ek my maatskappy en goed gehad het ek selfs ouens wou sponsor in die byvoorbeeld in die musiekbedryf. So hierdie goed was heeltyd in die ondertoon gewees. En dan wat kamera werk en goed, alles het altyd iewers ter geconnect na hierdie tipe van goed. Maar die plan was, ek dink julle sal onthou, toe ons wat sy nou noem oor COVID, het die COVID ding basies ek wil vir daai boosheid sê dankie. Ja, het hom gekickstart. Hy het ons die power gegee om oor te gaan. Ek meen toe ons begin het, julle sal nou onthou, het ons akoestiek gehardloop. So die wat nou nie verstaan nie, ons hardloop deur interfaces hier voor ons is nou goeders aan die gang. En dis 'n hele stelsel wat ons gaan uitwerk, maar aan die begin het ons sommer die kamera sommer so neergesit en ek sien ouens doen dit nog en dan het ons maar hierdie skoenbox sound systems gehad en ek het nog gitaar gespeel met 'n drommasjientjie. En eers het jou seun die kamera gedoen en toe jy later die kamera oorgevat toe hy nou uit die skool uit is en so aan. En toe jy het begin met op hier staan nou 2 kameras en hierdie is nogal Jaco en Anne-Marie se inisiatief. Jy kry dit nie baie nie wat 2 kameras hardloop en as hy nou daai goed draai, is ek reg. Dan draai die hele ding saam. Ons hardloop op sielskos en op Forum Crucified. So ons het met die minimum het ons nou met die media gedoen, maar die media was soos toe COVID ontdrol, toe weet ek. En toe maak dit vir my die sirkel kompleet. En ek sê vir weet jy ons sal nooit weer nodig hê as ons gaan uitbedien. Sal dit 'n goeie verhouding wees wat ons in daai dorp sal laat beland. Maar dit gaan nie wees ou vir my sê maar as julle nie meer kan bedien nie, hoe gaan julle eet? My stage bly ek kan in Botswana sit, want daar's dinge wat ek nou bietjie na loer. Ek kan in Amerika sit. Ek kan soos ons al gewoond is, ons gaan na pragtige gemeentes toe. En dan is daar blootstelling vir daai gemeentes. Ons kan nou en dis die volgende ding, ons het al baie daaroor gepraat. Ons kan in die koöperatiewe wêreld met doen daai ding, kan ons mense se sake vir hulle bemark. Deur hierdie stelsel, daar's mense wat verhale het om te vertel wat dinge gedoen het teen alle, soos enige iemand het mense gaan dinge doen in maatskappye. En ons kan nou hierdie stelsel vat en in 'n man se maatskappy en 'n dame se maatskappy hulle bemark, hulle produk bemark, hulle goede bemark want ons gehoor is groot genoeg in kort as kom ons kyk wat jy het gevra oor ons media plan. Dis waar ons nou al trek en ons is nou besig om daarna te kyk. Ons kan vir 'n maatskappy koöperatief. Dis hoekom toe die een persoon nou oor die kerksaak by my kom dink, toe sê ek sê vir die persoon, ons moet nou kies tussen kerk of koöperatief. Want ons kan 'n persoon of iemand se maatskappy, ek gee 'n voorbeeld vir R5.500, kan ek hom blootstel aan oor die 150,000 mense. En as dit 'n branding system is, sal iemand van daai persoon se maatskappy weet. En ons bou as dit 'n hartsaak is wat die persoon het, want ek gaan nou nie drank. Was jy die een wat die idee of Jaco die een wat die idee gehad dat ons die liquorstorm tops? Dit was Jaco. Tops, nee, ons sal nou nie daai ouens adverteer. En dan ander goed nie. Ons soek ouens wat 'n wêreld het om te verduidelik en want dis hoe sosiale media nou werk. In daai verduideliking skep ouens moed. Ek was bankrot, ek was daai en ek het 'n ding gaan doen en vandag het ons XYZ maatskappy, die Here seën ons en so aan, maar nou daar is 'n paar ouens wat bietjie bang is vir die belasting en as dan nou 'n paar ouens wat ek nou gesien het, hulle wil nie op 'n Christelike netwerk erken word nie want anders dan gaan hulle pelle sien. Hulle adverteer op hierdie Pinkster netwerk en dit pla hulle bietjie, maar die Here is besig om vir ons ouens te stuur en ons gaan 'n storie om elke maatskappy bou. Pastoor Betty oor die media, het nou ons maatskaplike divisie van Forum Crucified. Onthou ons wil energie spaar. Ons wil vierkante meter spaar.
En ons het 'n pragtige maatskaplike stelsel vir ons gemeente. As iemand in die nood is, kan ons die nodige doen wat ons kos en goed aanbetref. Of brandstofgeld is dit regtig 'n probleem as die man moet by onderhoud uithou. Maar ons het besluit ons wil maatskaplik in Forum Crucified. Jy sal dit ook weet en Jaco en ek dink die mense wat gesien het. En ons het gaan navorsing doen. Dis net oor die media. Ja. Ons het gaan navorsing doen. Wie is regtig maatskaplik betrokke? En ons het gaan kyk na die kerke, maar hulle gee altyd kospakkies uit. En goed, maar they come and they go. Die arme mense kry kos en dan neem hulle foto's en al daai goedjies en dan sit 'n gebrekkery en goed. Maar ek weet in my hart man, hulle kan nie deur die dit lyk goed op die boeke, jy weet. En ek sê vir ek soek iemand in Pretoria wat regtig maatskaplik toetree tot die nood van die saak. En ons kom agter met die een politieke party in Pretoria, as jy my hoor gee ek om, gaan nou nie sy naam noem nie, is hier 'n saak wat hierdie betrokke erkende ouens wat die tye-riteurs slaan, nie die show nie. Die tye-riteurs slaan vir 5, 6, 7, 800 mense, kinders, ouer mense kos gee. Elke week hardloop hierdie stelsels. Nie net ons het gaan deel gou 'n paar traktaatjies en broodjies uit nie. Hierdie ouens is daar waar die tye-riteurs slaan. Ja. En pastoor Betty sê vir my ek het 'n naam. Wat is daai? Vertel 'n bietjie gou daar. Dis Mywes van Ons sal dit oorleef. En ons kom op Mywes van Ons sal dit oorleef. Dis haar besig is haar NGO of NPO se naam. En ek sê vir pastoor Betty daar's Forum Crucified se maatskaplike divisie. She's there. Sy's daar. Pastoor Betty het met haar 'n onderhoud gaan nou. Ons het ongelooflike goeie terugvoering van daai pragtige mens gekry. En daar het ons gesien pastoor Betty ek het dit al gesien, maar ons gaan moontlik nog daar gaan sing ook en musiek maak en kerk hou. En ek hou eerder daar kerk voordat ek in hierdie ander goede betrokke raak. En pastoor Betty sê sy sien hoe line kindertjies en so aan op. En daai vrou begin daai kos uitdeel. Ou mensies. Ja, maar die een ou sê hy het nou dwelmprobleme. Al vat hy kos en gaan verkoop het vir dwelms, iewers het 'n kind kos gekry. En dit gee vir hom Crucified, want ek glo daaraan. Ons investeer nou deur ons media, hoor mooi, in 'n genuine maatskaplike stelsel. Nie 'n show nie. Nie kyk wie die meeste Facebook fotootjies opsit. Hier's 'n bakkie vol brood, ons het dit vir die ouens gevat. Nee, ons investeer deur ons media stelsel in dit en dan kry pastoor Betty die terugvoer van daai saak en ons gaan nou weer 'n ding daar doen. Dat hoe Spike, daar word brood gesoek. Dan sukkel hulle om die brood te kry. Die volgende oom dan kom hy brode deur. Die volgende oom kom daai goed deur. Die volgende kom maar finansies deur. En terwyl die sekere politieke partye in hierdie dorp probeer het om daai ouens toe te maak. Hulle maak 'n plan, hulle maak oop en die Here gebruik ons media platform nou om genuine maatskaplike ouens. Hulle staan met sulke potte daar. Elke week, nie so goed nie. Ons het ook nee, seriously. Word genuine honger mense weekliks deur hierdie mense versorg. Nou dit is ons assosiasie. Ja. Dit is met wie ons netwerke doen. Dit spaar ons energie, dit spaar die show en dit spaar hierdie gehoor oor goed en ons deel met iemand wat regtig uit die hart uit na hierdie mense kyk. So die plan was eintlik om van die staanspoor af media te doen. Ons het nie regtig die plan gehad nie. Julle sal weet hoe dit uitgerol. Ja. Die een ding en dit gaan nog meer uitrol. Dit gaan nog ek glo so. Absoluut. Moet nou nie hier op die lig nou.